Baie welkom by Versteekte Juwele. Dr. Lukas se naam is wêreldwyd bekend, veral deur mediese sentra. En St. Luke's Hospitals kry jy die wêreld oor, selfs in nie-Christelike lande, en dan is mense verbaas om te hoor dat Lukas ook 'n dokter was. Die evangelie met daardie naam en die Handelingeboek is van die mees geliefde geskrifte in die Bybel vir Bybellesers, die sogenaamde Lukas geskrifte. En ons kry ook in die evangelie spesiale gelykenisse soos die van die verlore seun, die barmhartige Samaritaan, die Fariseer en die tollenaar. En dit is wat hierdie boek ook so geliefd kan maak onder Bybellesers. Bybelkenners meen dat ons in die Lukas evangelie 'n meer simpatieke benadering kry teenoor randfigure, soos vrouens veral in daardie tyd, armes, tollenaars, Samaritane en verlore sondaars. Iets wat pas dalk by die benadering van 'n dokter. Dan meen skrifkenners ook dat die Lukas evangelie meer lig laat val op die mensheid van Jesus. Jesus was as mens natuurlik van sy Vader afhanklik en dit sien ons ook in sy gebedsbenadering. In Lukas 22 lees ons dat in die gebed in Getsemane Jesus se sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Daar was in die vroeë kerk pogings gewees om hierdie woorde uit die Bybel uit te haal, want dit stel Jesus daarom tog te menslik voor. 'n ander teks wat soortgelyke behandeling gekry het, kry ons in Lukas 19, daar waar Jesus Jerusalem die laaste keer ingegaan het. Ons lees dat hy gehuil het toe hy die stad sien. En vir sommige mense was dit daarom nie sterk genoeg om die seun van God te kenmerk nie. Maar hierdie twee tekste is tog in die voorsienigheid van God ongeskonde so in die Bybelteks bewaar. Dan gee die evangelie van Lukas, eintlik die Lukas geskrifte, ook meer aandag aan die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees laat fokus ons op Christus en dit maak dat ons ander ook, veral randfigure, meer deur die oog van Jesus sal sien.